So baie mense het nou weer vir my 'n boodskap gestuur en ek is nie om op iemand se tone te trap nie. Mense vra my opinie en ek gee my opinie soos wat ek die Bybel verstaan. Okay, en ek weet ook wat ek my mense leer. So, hierdie video wat vir my gestuur is, het die mense vir my gesê, pastoor, ons voel confused, want dis nie hoe ons die Bybel verstaan nie, dis nie wat pastoor ons leer nie. Kan jy asseblief vir ons beter verduidelik? So, ek het 'n paar notas gemaak, soos ek aflees, okay? So, hierdie spesifieke video het gegaan oor dat enige iets wat ons beheer, of waaraan ons verslaaf raak, kan 'n afgod raak. En hierdie persoon het spesifiek gepraat oor, as jy rook, gaan jy hel toe. Okay. So, as iets 'n afgod raak, dis 'n Bybelse beginsel. Die Bybel waarsku ons baie duidelik teen dinge wat ons beheer, bind of van God af wegtrek. Maar, ons moet baie versigtig wees dat ons nie mense laat glo as jy nog met 'n sonde of 'n verslawing worstel, gaan jy hel toe nie. Dis beslis nie die evangelie van Jesus Christus nie. Die evangelie van Jesus Christus is as volg: ons word gered deur geloof in Jesus Christus en daarna begin die Heilige Gees ons verander, reinig en heilig maak. Hierdie pastoor gebruik Johannes 8, waar Jesus praat oor sonde en slawerny aan sonde. En dis Johannes 8 vers 34 tot 36. Jesus antwoord julle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van die sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd deel van die huisgesin nie. Die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. So kom ons kyk wat sê Jesus werklik hierso. Jesus ontken nie dat sonde mense bind nie. Inteendeel, sonde bring bondage of slawerny. Sonde vernietig mense. Sonde kan 'n mens beheer en ons het Jesus nodig om ons vry te maak. Okay? Maar Jesus sê nie, luister, Jesus sê nie, as jy nog met iets worstel, behoort jy nie aan my nie. Hy sê vir ons, as die Seun, Jesus Christus, julle vry maak, sal julle waarlik vry wees. Met ander woorde, die antwoord vir gebondenheid is Jesus, nie selfregverdiging of 'n menslike perspektief nie. Hoekom? Want as redding afhanklik was van volmaaktheid, sou niemand gered kon word nie. Die Bybel sê vir ons in Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. 1 Johannes 1 vers 8, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Selfs Paulus, een van die grootste apostels, beskryf sy eie innerlike stryd. Romeine 7 vers 19, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Romeine 7 vers 24 en 25 sê, ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. Sien jy die balans? Paulus sê nie, okay, ek sondig, but it's fine nie. Ek kan nou maar 'n bietjie goedjies kyk daar op my foon wat ek nie moet kyk nie. Ek kan maar steel, ek kan maar... Nee, dis nie wat hy sê nie. Hy haat die sonde, hy worstel teen dit en hy verlang na vryheid. Hy ontken nie die feit dat hy sukkel nie.
Maar sy hoop lê nie in sy eie perfeksie nie. Sy hoop lê in Jesus Christus. Daar's 'n groot verskil tussen iemand wat doelbewus in rebellie leef sonder berou en iemand wat stry, val, huil, opstaan, bid en die Here vra om hom vry te maak. En een ding moet jy nou baie mooi verstaan. Die Bybel leer baie duidelik dat ons nie gered word deur dade of deur perfekte gedrag nie. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Dan Titus 3 vers 5. Hy het ons gered nie op grond van ons goeie dade nie, maar uit sy ontferming. Met ander woorde, die teenoorgestelde is ook waar. Hy stuur ons nie hel toe omdat ons 'n verslawing het of omdat ons sonde doen nie, want sy grace saved us. Ek hoop hierdie sink in. Okay, Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand, of jy nou sonde het of nie, kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Daar's die antwoord. Romeine 10 vers 9. Dis wat jy, as jou vraag vandag is, maar pastoor, hoe gaan ek hemel toe? Wat moet ek doen om hemel toe te gaan? Daar sê hy vir jou, jy moet met jou mond bely dat Jesus Christus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dode uit opgewek het en jy sal gered word. Dit is die evangelie. Dit beteken nie sonde maak nie saak nie. Moenie my verkeerd verstaan nie. God roep ons tot heiligheid. 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, wees heilig, want ek is heilig. Galasiërs 5 vers 1, Christus het ons vrygemaak sodat ons waarlik vry kan wees. 1 Korintiërs 6 vers 12, ek sal my deur niks laat oorheers nie. En dit is belangrik. As iets jou beheer, rook, drank, pornografie, dwelms, woede, bitterheid, kos, mense, geld en enige verslawing, dan moet ons dit ernstig opneem, voor die Here se voete sit en vryheid soek. Maar ons moet oppas om nie vir mense te sê jy's verlore totdat jy perfek is nie, want daar is nie so iets soos 'n perfekte mens nie. Daar was een perfekte mens en dit was Jesus Christus. Okay? Want as ons dit doen, maak ons redding afhanklik van werke en nie die kruis nie. En dit is baie gevaarlik, want die Bybel sê in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Filippense 1 vers 6, hy wat die goeie werk en julle begin het, sal dit voltooi. Heiligmaking is 'n proses. Die Heilige Gees werk in mense. Hy oortuig, hy genees, hy verander, hy breek die kettinge en hy herstel. Nie ons as mense nie. Jy kan opreg lief wees vir die Here met jou hele hart, maar jy kan steeds worstel met vleeslike dinge en dit beteken nie die Here het jou weggegooi nie. Iemand wat huil voor die Here en sê, Here, help my, ek wil vry wees, word nie deur Jesus weggejaag nie. Die evangelie is nie, word eers perfek, dan sal Jesus jou aanvaar nie. Die evangelie is, kom na Jesus toe, soos jy is, en hy sal jou verander. Soos ek sê, ek het nie bedoel om enige iemand se tone te trap nie, mense het my gevra, en dit is die teaching wat ek wil deel. Ek hoop jy het 'n geseënde dag. Shalom.